Die netto krag wat op 'n voorwerp op 'n horisontale oppervlak inwerk, is altyd, die korrekte antwoord is B, in die rigting van versnelling van die voorwerp. Opsie A sê in die rigting van beweging van die voorwerp. Nou, dink aan 'n voertuig wat besig is om te rem. Die voertuig beweeg wel vorentoe, maar die netto krag is in die teenoorgestelde rigting. So A is verkeerd. Volgens Newton se tweede wet is die netto krag altyd in dieselfde rigting as die versnelling. As ons kyk na ons vergelyking, massa is 'n skalaar. Met ander woorde, daar is 'n grootte, maar daar's geen rigting nie. Versnelling aan die ander kant is 'n vektor. Met ander woorde, daar is grootte en rigting. Die netto krag is ook 'n vektor en die rigting van die versnelling gaan dieselfde wees as die rigting van die netto krag. Dis hoekom B korrek is. As ons opsie C evalueer, moet ons weer kyk na ons vergelyking. As die versnelling konstant is, en onthou, die massa bly ook konstant, dan gaan die netto krag ook konstant bly. Die netto krag kan slegs 0 wees as die versnelling 0 is. Opsie D. Kyk na die vergelyking. Die massa is konstant en volgens opsie D is die versnelling konstant. Dan moet die netto krag ook konstant bly. Die enigste manier vir die netto krag om toe te neem, gaan beteken die versnelling moet toeneem, jou massa bly tog konstant en dan sal jou netto krag toeneem. Met ander woorde, D is ook verkeerd.